brand. Want die skepe daar ver, as hy in 'n storm is, dan sien hy my lig hierso. Ek het nie nodig om na hom toe te gaan nie. Hy moet net my lig kan sien. Want dan sy gewaarsku teen die rotse tussen my en hom. En daarom, geliefde, vandag wil ek vir jou eintlik kom en vra, die lig wat binne in jou is, kan die skepe dit sien? Kan die skepe op 'n afstand sien, hier's 'n lig hier binnekant wat my guide, soos die Engelsman sê. Jy sien nie altyd die skepe nie. Jy hoor nie altyd die dankie wat van die skepe afkom nie. Maar jou gebede red lewens. Het jy al aan daaraan gedink? Het jy al gegaan en net ingetree? En ek wil vanmôre begin met die tema van die roepstem van 'n voorbidder. Jy weet, en dit is 'n tipe van bediening wat nie almal sien hierdie bediening nie. Standing in the gap, soos die Engelsman sê. Ek staan in die lig. Ek staan in die lig en ek verteenwoordig krag wat van bo af kom. Liefde, ek gaan aan Jesegiel 22 wat sê, en ek het onder hulle 'n man gesoek wat 'n muur kan bou en voor my aangesig in die bres kan staan vir die land sodat ek dit nie sou verwoes nie. Maar ek het niemand gevind nie. En dis die Here wat so praat. Hy soek die mense wat tussen beide kan tree en net sê, Here, ek draai die mense nie op. Here, wees my begenadig. God soek iemand wat in die bres kan staan. Een van die grootste voorregte wat God aan sy kinders kan gee, is die bediening van intersessie. Weet jy? Voorbereiding is baie meer as net nog 'n lysie van gebede wat elke keer afgewerk moet word. Nee. Intercession is a partnering with God. Jy word een met God. Baie keer bid ons, maar ons gebede realiseer nie. En daar's 'n rede. Intercession is standing between heaven and earth until God's will is established. Ons kyk na Abraham, hy het ingetree vir Sodom en Gomorra. Sodom en Gomorra was in 'n verskriklike toestand. Een mens wat intree. Moses wat intree vir Israel. Samuel wat intree vir Jerusalem. Daniel wat intree vir die Israeliese volk. Jesus, die woord sê dit. Ekskuus. Hy sit aan die regterkant van Vader en hy tree vir my en jou in. Elke dag. Vir wie tree jy? Kom die vraag. En dit is so passie as ons na die volgende skyfie toe kan gaan, Jacqueline, want hy wil nie my werk nie. Intersessie begin met 'n deernis. Matteus 9 vers 37 tot 38 wat sê, toe sê hy vir sy disippels, die oes is wel groot, maar die arbeiders is so min. Bid dan die Here van die oes,
dat hy arbeiders in sy oes mag uitstuur. Mense, nie sleutelwoorde hierin, hoor mooi. Bid dan die Here, dat hy die arbeiders sal stuur. En ek wil hê jy begin sensitief raak vir stem van Heilige Gees. Hoe gaan dit met jou gebede? Vir wie bid jy? Het jy 'n passie? Het jy 'n passie om vir ander mense in te tree in jou gebede? Compassion comes before intercession. En dit is so ontsettend belangrik om daai passie te hê. Ons moet so versigtig wees. Ek is 'n intercessor. Here A, B, C, D, E, F, G. Baie dankie, Here. Amen. Ek gaan met my werk aan. Nee. Dit begin met 'n passie. Here, hierdie persoon so en so en so en so. Here, Kroonstad, Here. Kroonstad, Here. Kroonstad moet sy kroon terugkry, sy kroon verloor, Here. Here, ek moet intree, Here. Kom met 'n passie. Ons leef in 'n wêreld waar mense maklik kan kritiseer, waar mense kan sê, ek sien sonde. God kom en hy sê, ek sien 'n siel. People see failure. God sees restoration. People see brokenness. God sees potential. Elke persoon wat hier sit, elke persoon wat daar buitekant het iets goeds binne in hom of haar. Dis die mooiheid. Het ons die vermoë om te kan identifiseer, waar is die mooiheid? Kan ek intree vir hierdie persoon en die mooiheid gaan uithaal? En begin bou op die mooiheid, laat die mooiheid begin die negativiteit oorheers. Wanneer ons God se teenwoordigheid huisves, begin ons mense te sien soos hy hulle sien. Here, u teenwoordigheid. Hosting the presence of the Lord, dis die tema van ons hele jaar. Aktiveer. Hou, Here is welkom. Akkommodeer die teenwoordigheid van die lewende God in my lewe. Holy Spirit, let me see people through your eyes. En dan kom dit, en ek staan nou hier voor jou en preek, maar wanneer jy met die Heilige Gees praat, sit jy in jou stilte tyd, sê Heilige Gees, help my, dat mense kan sien soos wat u mense sien. Help my, verander my gedagtewêreld, verander die manier hoe ek kyk na mense. Intersessie kom, of vat jy hierdie persoon en draai jy hierdie persoon op voor God. Here, sê. Timoteus 2 vers 1 wat sê, in die eerste plek vermaan ek dan dat smeekinge, gebede, voorbedes, dankseggings gedoen moet word vir alle mense. Die ou wat jy nie like nie, bid vir hom. Want sodra jy vir hom begin bid en vir hom intree, dan kom die Here en hy lig jou op. In jou autoriteit, in jou posisie, in jou verhouding, in jou vermoë om in die geestesriem te kan sien en te kan ervaar en te kan onderskei. Een van ons grootste gevare van vandag is selfgerigtheid. Here, seën my. Here, help my. Here, voorsien my. In plaas van dat ek in daai posisie begin intree en sê, Here, ek bring 'n lofoffer vir u voor die gemeente. En ewe skielik begin hierdie goed hier agter jou in plek te val, waarmee jy so spook en spartel. En dis baie keer hoekom ons koppe stamp teen 'n muur, en dis 'n seer proses. Want ek wil myself hier oprig. Ek wil my identiteit inbring. In plaas van, Here, ek in u in my. Hy wat binne in my is groter as hy wat in die wêreld is. Wat
is jou autoriteit. Daarom intersessie is 'n beweging van my na ander mense toe. Nou vra God, vir wie gaan jy bid? Galasiërs 6 vers 2 sê, dra mekaar se laste. Ondersteun mekaar. Ons het mekaar nodig. Dis nie nodig dat ons vir mekaar moet geld gee of kos moet gee nie. Jy tree in, Here, gee vir daai persoon wysheid en insig, dat daai persoon se situasie kan verbeter word. Stuur iemand anders oor met 'n woord van wysheid of insig. Mense, ons besef nie die krag van ons woorde nie. En die beste van alles is, die hemel skryf elke woord neer wat ons praat. En ons gaan verantwoording doen daarvoor. Hoor mooi. Daarom, luister meer en praat minder. Intersessie is hierdie liefde, Bitnea. Here, my God. Vir wie bid ons? Ons kan begin by ons huwelik. Ons kan begin by ons kinders. Ons kan bid vir die gemeente. Ons kan bid vir die dorp. Ons kan bid vir ons land. Ons kan bid vir die verkiesing wat voor lê. Die woord sê dat die gebed van 'n regverdige het groot krag. Ek eer God daarvoor. Daarom intersessie verander uitkomste. Daar is hy Jakobus 5:16, die vurige gebed van 'n regverdige het groot krag. Hoe kan ek 'n regverdige wees? Kom in verhouding met die Here. Hoor ek. Ons is altyd so geneig, en ek gaan dalk nou 'n bietjie vooruit my preek. Ons is altyd so geneig, bid woord, dis reg, bid woord. Maar soek jy krag, bid die openbaring wat jy deur die woord kry. En jy kry openbaring deur die woord, net in verhouding. Bid hierdie Bybel elke dag deur, Spreuke elke dag deur, maar niks gebeur nie. Want ek wag nie vir die openbaringskennis, die revelation wat deurkom. Ons dien 'n God van lewe. Ons dien 'n God van interaksie. Wanneer ons bid, wanneer ons praat, en ons sê amen, dan pak jy jou tas en jy gaan, jy vat jou sleutel en sê, gaan werk. In plaas van om te sê, Here, ek het klaar gepraat, wat sê U vir my? Ek wag. Maak 'n koppie koffie, maak 'n koppie tee. Wag vir daai gedagte wat moet inkom. Kry 'n gedagte. Nou, maar dit kom nie ooreen nie. Dit kom nie ooreen met wat ek wil hê nie, Here. Baie keer dan toets die Here ons. Hierdie versie werk nie, maar jou oog gaan deur, die oog hartlik. Die staan uit. Hy is soos 'n highlight. Dis dik woorde wat uitstaan. Ek vat hom en ek lees hom. Onthou, hierdie is die deur. Jesus Christus is die woord. Dis die deur na die ewige lewe. En wanneer jy hom vat en jy begin hom te lees, dan begin hierdie deure vir jou oop te gaan en jy begin sien wat gaan hier aan. Maar dit kom met verhouding. Ek en my vrou, sy kyk my net, dan weet ek waar is die probleem. Want sy het my al geleer in 38 jaar. Al verjaar ek vandag, ek het nog steeds my eie koffie gemaak, want sy staan nie so vroeg op nie. Maar dis my liefde vir haar. Ek wil haar, al verjaar ek wil haar nog steeds bederf met 'n koppie koffie in die bed. Het gaan oor intimiteit. Here, goeiemôre Heilige Gees. Het jy gesprek gevoer? Heilige Gees tree vir ons hierin. Wat so mooi is en wat vir my 'n revelation was, en ek gaan dit met jou deel, is ek het geleer, Heilige Gees tree vir ons hierin op aarde,
Jesus tree vir ons in die hemel. Nou, ek was gewoond gewees als vir onderaf op boontoe. En nou die dag maak die Here vir my oop en hy sê, hoorie, daar kom dan 'n bietjie van bo af ook onder te hoor. Ek sê, Here, maar hoe werk dit? En hy sê vir my, dit wat ek met Vader praat, laat weet ek die Heilige Gees. En die Heilige Gees openbaar dit aan jou deur profesie. En Heilige Gees vat my 9 gawes van die Heilige Gees, die 9de een, die laaste een, is profesie. Die spraakgawes. Jy kry die tale praat, die uitleg van tale en dan profesie. En daarom moet jy sensitief wees vir profesie wat na jou kant toe kom. Wat deel Jesus met jou, wat hy vir ons voor geïnterseed het by Vader? Ons het nie idee nie. Maar as ons kan sensitief begin raak vir die profesie, profetiese woord wat inkom, dan gaan ons kan begin hoor, wat praat Jesus met Vader oor my, oor jou? En ek dwaal af van my preek af, Jeremia, nog voordat ek jou gevorm het, toe het ek jou al geken. Toe het ek al my beplanning neergeskryf vir jou. Ken jy jou beplanning wat die lewende God vir jou het? Kan jy staat maak daarop? Ken jy dit? Prayer change situations because it invites God into them. Begin 'n gesprek voor. Wanneer jy 'n gesprek met hom voer, dan kom hy in. Hy kom in die situasie in. Baie keer word ons situasie nie dadelik verander nie. Dit word nie reggemaak dadelik nie. Want ek moet my dalk self herposisioneer, ek moet my kop dalk reg kry, sodat hierdie proses kan regkom, sodat dit kan vloei. Gebed verander omstandighede, omdat dit God se teenwoordigheid is. Ja, mense, en toe ek hierdie een kry van die 4de sessie Jacqueline, intersessie staan tussen oordeel en barmhartigheid. Numeri 16, vers 47 tot 48. Mense, en hierdie is 'n harde een, hierdie is wild, hierdie is regtig wild. Moses en Aaron vat die volk, lei hulle uit Egipte uit, 'n geo-agtergrond, lei hulle uit Egipte uit. Jesus sê vir hulle, gaan stuur die 12 verspieders, kyk na die beloofde land. Hulle kom terug, 2 sê, ons gaan in. Die ander 10 sê, daai mense is te groot, dit gaan nie werk nie. Gaan deur die woestyn. Binne in die woestyn kry jy mense wat rebelleer teen Aaron en teen Moses. En ek wil dit lees, en Heilige Gees het dit net vanoggend by die huis voor te kry. Moses, en dit is in Numeri 16 vers 12, Moses het gestuur om Datan, Abiram, die seuns van Eliab te laat roep, is nie op die bord nie hoor, maar hulle het gesê, ons sal nie opkom nie. Dis 'n rebellie. Is binne in die Israeliete se groep wat in die woestyn is. Kom, ons gaan nie kom nie. Is dit nie genoeg dat jy ons uit 'n land wat oorloop van melk en honing laat optrek het, om ons in die woestyn om te bring, dat jy ook gedurig oor ons die baas wil speel nie? En dis mense wat rebelleer. Hulle het gesê nee vir die beloofde land, maar hier kom hulle binne in die woestyn en hulle rebelleer. Klomp gesprekke wat gevoer word. Verder het Moses, en dis vers 16 vir Korah gesê, jy en jou hele bende, sorg dat julle môre voor die aangesig van die Here is, jy en hulle en Aaron. En dan kom julle en julle neem 'n vuurpan, jy sit jou kole in, jy steek dit in die brand, daar kom wierook op, bring dit voor die Here. God sê, ek aanvaar dit nie. Want
want ek het jou nie aangestel nie. En dit was 'n lelike uiteinde gewees, van daai mense is vernietig, hulle is dood. En die volgende dag, en ek maak die storie kort, die volgende dag, toe is daar weer rebel. Waarom? Gaan tree in vir die mense. Die mense is besig om droog te maak. En dis 'n plaag wat op pad was, en mense het begin doodgaan. En kyk, die plaag het al onder die volk begin. En hy het die reukwerk daarop gelê en versoening gedoen vir die volk. En terwyl hy tussen die dooies en die lewendes staan, het die plaag opgehou. En sit hier mense vanoggend, jy het die vermoë met net jou enkele gebed om die verkiesing wat voorlê 'n sukses te laat wees. En sit hier iemand wat net 'n enkele gebed kan gee en Kroonstad kan sy kroon terugkry. God het nie getalle nodig nie. God soek 'n hart. En ek praat met jou. Jy weet goed wie jy is. God weet wie jy is. Ek weet nie wie jy nie. Maar dis 'n saak tussen jou en die Here hierdie. Jy moet intree. Jy moet vir die mense bid. Want dis jou opregtheid wat maak dat God hierdie hemel oopskeer en dinge laat regskud. Want die God wat ons dien is 'n God van orde. Dit gaan nie oor hoeveel mense bid nie. Dit gaan oor 'n opregte hart. Hierdie plaag wat deur Israel beweeg het, en jy's welkom, gaan lees Numeri 16. Hy's lank, hy's 48, 50 verse. Mense is dood. En haar hartloopregheid. En dis wat vir my so mooi is. Hartloopregheid in die hele situasie. En hy sê, Here, wees begenadig. Kerk, dit help nie. Ons probeer hierdie goed in die vlees reg kry nie. God is gees en aanbid hom in gees. Hy het vir jou 'n gees gegee. 2 Kronieke 7:14 wat sê, en my volk oor wie my naam uitgeroep is, as hulle ootmoedig en bid en my aangesig soek en hulle bekeer van hulle verkeerde weë, dan sal ek, nie miskien nie, sal ek uit die hemel hoor, en ek sal hulle sondes vergewe, en ek sal hulle land genees. Geliefdes, is net ons wat kan bid. Dis die mense wat in die kerk vanoggend sit, en ook nie almal nie, van hulle wat kan bid. Want God het jou die vermoë gegee om dit te kan doen. Staan op in die naam van Jesus. Dit help nie, ek sê ek gaan dit doen nie. Jy moet dit doen. Ons is in daai tyd. Kleindogtertjies soos hierdie enetjie wat volgende vroeër gesing het, word nou al voorberei vir die wat noem hulle dit? Hierdie klomp toordokters. Ons het nou die dag weer daaroor gepraat. Hulle word nou al voorberei vir toordokters. Hoor wat ek jou sê. As jy in die kar klim en jy ry buitekant en jy sien die negativiteit, jy sien die depressiwiteit wat heers. As jy in die dorp ry en jy in die middestad ry, dis 'n depressiewe tyd daai. En weet jy wat maak ons? Ons vlug. Dis duister, ons kan nie daarin gaan nie, kom ons gaan na 'n ander plek. God het vir jou 'n lig gegee binne in jou.
Daar's 'n geestelike wet wat sê, die duisternis sal vlug vir die lig. Staan op, mens. Jy wat die lig binne in jou het. Dit help nie, jy het lig binne in jou en jy maak dit so toe nie. Romeine 8:26-27 wat vir ons sê, en net so kom ook die Gees ons swakhede te hulp, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie. Maar die Gees tree vir ons in met onuitspreeklike sigtinge. En hy wat die harte deursoek weet wat die bedoeling van die Gees is, omdat hy ooreenkomstig die wil van God vir die heiliges intree. Ek wil sê, ek het hierdie passie, ek wil bid, maar ek weet nie wat te bid nie. Heilige Gees, help my. Here, help. Gees van God. Heilige Gees, akkommodeer, hy kommunikeer. Ons wil altyd so graag hoor wat hy kommunikeer. Jy gaan nie altyd weet nie. Ek vra jou, is jy selfversekerd, weet jy van jou lig? Laat jou lig gloei. Lig verdring die duisternis. Dis ons wat die lig dra, wat in die duistere plekke moet inbeweeg en ons moet begin skoonmaak. Tyd van weghardloop vir die duistere werke is verby. Ons voer 'n geestelike oorlog, hoor wat ek jou sê. En dit gaan nie net oor, wat sê ek nie, jy stap met die teenwoordigheid van die lewende God binne in jou, die demone sien die lig en hulle skatter. Daarom ons moet die duistere plekke begin inneem. Ons moet gaan kyk, waar offer sataniste? En ons moet gaan net die teenwoordigheid van God invat, want hy is die lig. Satan is klaar oorwin. Every prayer invites God into our situation. Heilige Gees, wanneer die Heilige Gees jou lei, dan bid ons nie meer uit emosie uit nie. Ag Here, help my, Here help, Here Jesus. O Here help, emosie. Nee. Dit werk nie. Jy bid uit openbaring. Wanneer die lewende God vir jou sy woord gee, dan is dit 'n tweesnydende swaard, dit is 'n lig wat indring. En jy praat met autoriteit. Hierdie woord openbaar alles. Jesus het vir sy disippels gesê, ek kan nie nou met julle deel nie. Julle gaan dit nie nou verstaan nie. Hy het geweet, die Heilige Gees moet kom, en dan gaan hy dit aan hulle openbaar. Wanneer die disippels gedoop is met die Heilige Gees, toe kom Petrus en hy staan op. En dis hierdie man wat gesê het op 'n stadium, so rukkie terug, 'n paar dae tevore, ek ken nie Jesus nie, ek gaan weg, ek ken hom nie, ek wil hom nie ken nie. En hier staan hy, die Heilige Gees, wat hom die openbaringskennis gee. En dan gaan my Engels gebruik, watch mooi. Hoe staan die mense nog op? Hulle het klaar begin opstaan. En ek hoor, en ek sien dit aan my vrou. Ek hoor nie die detail nie, maar ek sien dit aan my vrou. As sy woensdagmiddag by die huis stop, dan sien ek, Here, U was teenwoordig. Want sy dra die teenwoordigheid van die lewende God, dra sy in my huis. Hosting the presence of the Lord. Daarom intercessie versterk die kerk. Ons het gister weer sit ons hierso. Ek, Jackie, Jaco, Gloria, maak. Met ons. Dis van die gemeentelys. Naam vir naam vir naam. En ek begin bid. En sy Heilige Gees my iets wys, dan noem ek het Jackie vat, sy support. Dan kom maak, dan kom Gloria. Jaco sê ek amen. Dan kom ons vir die volgende persoon. So gaan ons deur met die gemeentelys. Ons is besig.
So as jy 'n kriebelrigheid by jou voel, ons is besig om vir jou te bid. Jy kan dit verwag. Wanneer jy in die bed lê en jy kry hierdie gedagte, en luister, dis nie dood nie, dis lewe. En jy kry hierdie openbaring wat vir jou sê, ek moet hierdie met die Here bespreek, of ek moet dit doen, of ek moet dat doen. Dis gebed. Mense, en ons het nog sulke mense nodig. Jy gaan nie 'n geveg hier buitekant aangaan met 'n geweer en handgranate en bomme nie. Jy doen dit met gebed. Efesiërs 6 vers 18 wat sê, terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die Gees. Ek kan dit uit myself uit doen of ek kan dit in die Gees doen. Agter elke herlewing, agter elke geestelike ontwaking, agter elke kragtige bediening, was daar mense wat gebid het. Wie was hulle? Ons weet nie wie is dit nie, maar God weet. En ons moet ook nie weet nie, want anders gaan hulle nie hulle vergoeding kry nie. Maar daar gaan 'n dag kom, wat die Here hulle gaan oproep en sê, jy het gebid, ek sien dit, kom, hier is jou posisie. Ewige lewe, mense, jy kan nie ewige lewe vergelyk met 80 jaar hier op aarde nie. Hoor mooi, hierdie 80 jaar, 90 jaar is 'n voorbereiding van die ewige lewe. Gaan jy jou regte posisie beklee, gaan jy op die regte plek inkom. Dis ewig. En ek praat met 'n gesag vanmôre. Intersessie laat en nalatenskap. Jesaja 59:16. Ek lees dit vir die Engelse mensies. He saw that there was no man and was amazed that there was no one to intercede on behalf of truth and right. Therefore his own arm brought salvation to him, and his own righteousness sustained him. Holy Spirit, teach me how to pray. Die arm van God het begin werk. Jesus Christus het vir ons begin intree. Ek was baie geïnteresseerd toe Heilige Gees het vir my wys, die arm van God. Daarom hierdie God wat ons dien, is 'n God van omgee. Hy het 'n plan vir jou en vir my. Maar ken jy die plan? En ek het dit in die begin gevra, ek vra dit weer. Ken jy die plan wat die Here vir jou het? Baie van ons voorbidders het nooit gesien die openbaring wat deurkom vir groot kerke wat opgestaan het nie. Groot kerke, groot bedieninge het opgestaan as gevolg van daai bidders. The world celebrates visibility. God celebrates faithfulness. Elke gebed is 'n saad. En dit is vir my so mooi lering wat hy gegee het vir my daar. Jy het 'n saad. Maar besef jy die oes wat hierdie saad inbring? Ons besef dit nie altyd nie. Ons dink altyd, ons sien net altyd die saad raak. Die klein sakkie saad. Mens, dink ek aan lucernsaad. Daai klein saadjie, so verskriklik klein. Maar daai klein saadjie wat gesaai in die grond word en dan 7, 8, 9 jaar se oes wat opkom elke jaar vir die beeste om te kan eet. Plant jy saad? Hoe lyk jou oes? Gaan jy 'n oes kry? Want die saad is binne in jou gedeponeer. Kom sluit die oë. Ons maak ons oë toe. Raak net rustig. Gees van God. Dankie vir die mooiheid. God soek steeds mense
wat in die bres sal staan. Mense wat sy deernis sal dra en net vir ander mense sal bid. Mense wat so in die stilligheid sal kom en sê, ek glo vir 'n deurbraak. Mense wat staan tussen die oordeel en die barmhartigheid. Mense wat saam met Heilige Gees werk. Heilige Gees, help my. God soek mense wat die kerk kan versterk. Here, U sit ons voor U. Here my God, U ken elke persoon se hart. U ken elke persoon se ideaal. Wys vir hom of haar, of sy die intercessor is. Wees daai persoon begenadig, dat daai persoon sal opstaan in die naam van Jesus, om sy of haar bediening te kan uitleef. Ek vra dit vanmôre in Jesus se naam. Amen en amen. Baie dankie geseëndes, geliefdes. Dankie dit